Rosie Kotse wil die stilte en skaamte van die geliefdes van alkoholiste verbreek. Na jare se ontkenning en mishandeling, het sy uiteindelik 'n beskermingsbevel teen haar alkoholisman gekry. Ek praat met die ma van 3 oor die dag toe sy nie meer wou leef nie en haar moeilike genesingsreis sedert sy besluit het om drank nie meer in hulle gesin toe te laat nie. Rosie praat oor die eensaamheid, oor die boek wat sy uiteindelik geskryf het, maar ook oor die hoop wat sy in God gevind het. En laastens deel sy die wonderwerk wat in hulle gesin plaasgevind het. Baie welkom by die Liggetuig podcast. Hierdie podcast vertel gewone mense se buitengewone stories. Ek voer openhartige onderhoude met mense wat swaar kry, seer kry of verlies ervaar het. Byna elkeen van die mense getuig hoe hulle nie sonder God hierdie moeilike pad sou kon stap nie. Rosie, baie welkom by die 3de episode van die Liggetuig podcast. Dis 'n groot voorreg om met jou te gesels. Baie dankie, Knet. Dit is verskriklike groot voorreg om vandag saam met jou hier te wees. Rosie, ek wil vandag begin by jou 2 Augustus 2023 oomblik en jou van daardie donker dag in jou lewe vra. Dit was nogal 'n moeilike dag daai gewees. Dit is soos soort van die oomblik ook waar alles in my lewe verander het. Op daai oomblik het ek gedink dit is die einde, maar hoe wonderlik ons God is en Jesus is en my redder is wat my daai oomblik laat, jy weet, soos in aan hom laat vasklou het en alles uiteindelik of verbeter en ek het dit nooit ooit verwag nie. As ek vandag terugkyk na daai oomblik, kan ek nie eers glo hoe ek gevoel nie. So ek kon net gou vir julle vertel, ek het my boekie vandag hier, so ons sal nou by my boekie uitkom, maar ek wil spesifiek nou daai stukkie, daai inskrywing, wat ek geskryf het, met die luisteraars deel. So ek gaan net so vinnig 'n agtergrondjie ook gee van waaroor dit gaan. So my man is 'n gerehabiliteerde alkoholist. So Augustus 2023 is wanneer my lewe letterlik uit mekaar uitgeval het. So my huwelik was op daai oomblik nie baie gesond nie. Ek en my man het verskriklik beklei oor sy alkoholmisbruik, en nie net meer oor sy alkoholmisbruik nie. Ons het sommer oor verskriklik baie dinge beklei en ons het, jy weet, geen respek meer vir mekaar gehad nie. Ons huishouding het uit mekaar uitgeval. Die kinders het uit die lelike deel van ons huishouding en van my en ook van my man gesien. En daardie dag het my man, daar was stukke wat hy as gevolg van alkoholmisbruik het hy vir weke lang verdwyn. En dan wanneer hy by die huis kom, dan het ons skaars met mekaar gepraat en as ons wel met mekaar gepraat het, dan was dit 'n geskreeery op mekaar. Vir my was dit soos onverstaanbaar dat enige iemand so bitter baie kan drink. Ek het dit glad nie verstaan nie. En daai dag het hy vir my gesê, ek wil regtig niks meer met jou te doen hê nie. Hy het kragwoorde gebruik en ek het voorheen sulke woorde gehoor en ek het dit nooit regtig ernstig opgeneem, of ek sal nie sê ek het dit nie ernstig opgeneem nie, maar ek het nooit die erns daarvan besef nie. Maar daardie dag het ek dit in sy oë gesien, dat hy regtig voel, daar 'n soort walging in sy liggaam is teenoor my. En ek was regtig gebroken. Ek was gebroken en op daai oomblik het ek geweet, my man het alkohol gekies. Hy het my verwerp, hy het alkohol bo my gekies, hy het alkohol bo ons kinders verkies, en hy het omgedraai op daai oomblik, toe hy in my oë kyk, en hy sê vir my, nee, tot hier toe nie verder nie, ek gaan nie meer saam met jou leef nie, ek wil niks met jou te doen hê nie, en hy het omgedraai en het ons gesin gelos, en hy het uitgestap, en ek het hom vir, ek dink 2 of 3 weke daarna nie weer gesien nie, maar op daai oomblik het ek letterlik op die grond neergeval, in ons kamer, voor ons bed, en ek het my foon opgetel, ek het eers baie later het ek weer hierdie inskrywing ontdek,
So ek het eintlik deur my genesingsreis het ek later eers daai inskrywing gesien en ek het die erns of die emosie wat ek op daai oomblik beleef het ek weer beleef. So ek wil graag dit met die luisteraars lees. Ek dink hulle sal verstaan op daai oomblik het ek gevoel. So hier gaan hy. So dit was 2 Augustus 2023. Ek wil nie meer lewe nie. Die seerkry is nou net te veel. Ek is verskriklik lief vir my kinders. Ek is lief vir Jock ook. Het maak seer hoe baie. Ek weet hy is nie meer lief vir my nie. Hy is al lankal nie meer nie. Wie gaan my ooit lief hê? Is daar 'n God? Het voel nie so nie. Hoekom het ek nooit iemand gekry wat my lief het nie? Ek wil doodgaan. Maar wat van my kinders? My alles? Maar as hulle groot is, wat gaan van my word? Waar is God of is dit nou Jesus? Wie is wie en is dit waar? My hart sê ja, maar my seehart sê nee. Ek wil nie meer lewe nie. Jesus, maak my dood. Wat van my kinders? Ek het hulle so lief. Ek wil vrek. Los my uit. Hoekom het jy my gekies? Waarom? Oor en oor, weer en weer, en heeltyd bly dit seer. Hoe kry jy dit reg? Oor en oor. Ek is niks, vrek. Ek is wat? Niks, sleg. Ek was nog net nooit goed genoeg nie. Ek sal net nooit wees nie. Vat my weg, Here, of is dit God? Nee. Jy het my gebruik. Ek het alles vir jou gegee. Nou jy, soos jy sê, fokol te doen hê met my. Ek is moeg, ek wil ophou asemhaal. Sal jy my dan kan lief hê? Sal jy my dan waardeer? En ek kan onthou toe ek hierdie geskryf het ek my foon so op die bed laat val, en op daai oomblik het my 5, daai tyd was sy 3 jaar oud, het Shanique in die kamer ingekom, en ek het verskriklik gehuil, en sy het ingestap, en sy het haar armpie so om my gesit, en sy het gesê, mama, moenie huil nie. En op daai oomblik het ek geweet, ek kan nie, dat die Here my nou kom haal nie, en ek het die Here se genade beleef, en ek het vir Shanique vasgehou en vasgedruk, en ek het my foon opgetel, en ek het vir ons predikant, Dominee Pieter van daai tyd, het ek 'n boodskap gestuur, dat ek hom graag wil kom sien. Ek wil 'n afspraak maak met hom, ek moes vir die eerste keer in my lewe, moes ek vir iemand verduidelik of vertel, dat my man 'n alkoholist en al die voorgee wat ons elke keer geleef het, en die voorgee aan mense dat ons huwelik gesond is, en dat alles oukei is, en al die vernedering wat daarmee saamgegaan het, moes ek vir die eerste keer met iemand deel. En ek het vir Dominee Pieter 'n boodskap gestuur, ek het vir hom gevra, ek het hulp so nodig. En wat nogal snaak was, ek dink, die Here het hom gelei om op daai oomblik op sy foon te wees, en hy het vir my gesê, is reg my kind, ek sien jou môreoggend 9:00. In daai oomblik was ek so kwaad, en ek het my Bybel opgetel, en ek het hom in stukkies geskeur. Dit was my Bybel wat my maale nog vir my gekoop het toe ek klein dogtertjie was, en alles was daarin geskryf, al die groot oomblikke, al die versies wat vir my belangrik was, en op daai oomblik was niks belangrik nie. Ek wou letterlik amper die Here uit my lewe uitvat. Ek kon nie gedink het dat 'n liefdevolle vader op daai oomblik so ver gevoel het nie, en ek wil elke oomblik, elke gevoel wat ek gehad het oor God, en oor sy liefde vir my, het op daai oomblik vir my nie baie beteken nie, en ek wou dit net uit my lewe uithol, en ek het dit opgeskeer, en ek het letterlik, ek was so kwaad en so woedend gewees, dat ek, jy weet, as jy nou bladsy skeer, dan sal ek hom weer skeer, tot het net soos in fyn stukkies op die vloer gelê het. En ja, ek het daai volgende dag, het ek na Dominee Pieter toe gegaan, en op pad na die pastorie toe, het hy vir my 'n boodskap gestuur, toe sê hy het skoon vergeet, maar hy het net 'n afspraak, 9:00, kan ons asseblief die afspraak skuif na 11:00 toe. En ek was toe nou reeds op pad, en ek het gewonder, wat gaan ek nou myself doen? En ek besluit toe, ek gaan nou maar eers gou mall toe ry, en ek het by die mall, en ek gaan vir my nuwe Bybel koop. En ek is mall toe, en ek het in Koenboeke ingestap, en toe ek so instap by die winkel,
dan het hulle Bybel so tentoongestel so aan die linkerkant van die winkel. En daar loer 'n pink Bybel vir my. En ek het my Bybel gekoop en ek is na Dominee Pieter toe en ek het my hartseer met iemand vir die eerste keer in my lewe ooit gedeel. En toe ek daai middag by die huis kom, het ek my Bybel opgetel en ek is nie 'n groot vooraanstander van kom ons maak net jou Bybel oop en ons lees nie, maar ek het letterlik my Bybel net oopgemaak. Ek het hom oopgemaak en ek het vir julle gesê ek is hierso. Ek het geen idee hoe om hierdie situasie te hanteer nie. En toe gee die Here vir my Psalm 37. En Psalm 37 het in die afgelope 3 jaar, meer as 3 jaar, het dit oor en oor en oor lewe gekry. Waar die Here vir my sê, vertrou my, my kind. Ek sal jou hartsbegeerte vir jou gee, vertrou my. En dan sê hy weer vir 'n derde keer, vertrou my en leef en woon rustig voort, moet nie kwaad word nie. En op daai oomblik toe ek dit lees, toe wonder ek, Here, daar maar 'n sin vir humor, want hoe moet ek nie kwaad word nie? Ek meen, dit is my asof die Here op daai oomblik vir my hopeloos te veel gevra het. Want hoe raak jy nie kwaad vir jou man nie? Hoe raak jy nie kwaad vir drank nie? Hoe raak jy nie kwaad vir alkoholisme nie? Hoe raak jy nie kwaad nie? En ek was keer op keer moes ek leer om daai woorde te gehoorsaam van moenie kwaad word nie. Wees rustig en vertrou my. Ja, en dit is waar my keerpunt bereik het op daai dag in Augustus. En van daar was dit natuurlik nie maklik geweest nie, maar die Here het my oneindiglik geseën. En as ek kyk na daai oomblik wat ek vir die Here gesmeek het, kom haal my. En ek kan net in absolute dankbaarheid leef dat hy my nie kom haal het op daardie oomblik nie, maar dat hy my geleentheid gegee het om aan hom vas te hou. Dat hy daar was saam met my in die seer, dat hy daar is saam met my in die genesing, en dat hy net oor die algemene liefdevolle Vader is, wat nooit sy kinders in die steek sal laat nie. So. Lucy, wow, dankie dat jy daai diep oomblik met ons gedeel het. Ek wil jou terugvat, ek dink dit is 'n belangrike ding. Ek weet nie 2 rehabilitasiepogings destyds, al jou man se woede uitbarstings, verbale mishandeling, wekelange verdwyning, soos wat hy daai laaste keer gesê het, hy wil niks met julle te doen hê nie en hy gegaan het, om jou ooit keer, want 'n keer om te sê hy mag weer terugkom. Jy het altyd hom, ek dink mense doen dit vir jou kinders veral, en hy was weer welkom, jy weet. Wat het jou uiteindelik laat besef tot hier toe en verder? Ek dink dis nie 'n oomblik nie, dit was 'n opbou tot daardie oomblik gewees. In die jare of die tydperk, die jaar daarna, die jaar en 'n half daarna, was al koerse toe my man toe nou daai Augustus weer verdwyn en weer terugkom. Elke keer wat hy terugkom het, was hy meer stikkend as wat hy die vorige keer stikkend was. Hy het al hoe meer erger begin drink. Ek het al hoe meer simpatie vir hom begin kry. Ek het hom onbeskryflik, ek was so verskriklik hartseer vir hom gewees. En elke keer as hy terugkom het, was die normale, jy weet, hy het gehuil, hy het beloftes gemaak, ek het gehuil, en 'n mens het aan daai beloftes soort van vasgehou dat dinge gaan verander. En in Januarie 2024 het hy homself in rehabilitasie ingeboek, en ek het regtig gedink, hierdie is 'n keerpunt, hierdie gaan dinge verander, want almal sê vir jou, wanneer iemand hulle self in rehabilitasie inboek, dan is dit 'n teken, dis 'n goeie teken, hy gaan daar ingaan, en hy gaan uitkom, en alles gaan net reg wees. So my man is toe nou daar in vir 21 dae, en hy is toe nou uit, na 21 dae, en dag 1 by die huis, toe het hy weer gedrink. So, hy was weer onder die invloed gewees, weer dieselfde storie, beklei, skree op mekaar, en hy het weer in die kar geklim, hy het verdwyn, paar dae later weer terugkom, beloftes gemaak, ons sal dit nooit weer doen nie, ek is jammer, ek weet nou hoe om dit te doen, en so het het aangegaan en aangegaan en aangegaan,
en ek was vasgevang in hierdie sirkel. Dit is letterlik die sirkel van alkoholisme. Dit is soos 'n oor en oor 'n hamsterwielietjie en die beloftes hou net aan en aan en aan en die smeek en dit stop nie, dit stop net nooit nie. En in April, ja, dit was April gewees 2025, toe het my man verskriklik gedrink. Ek het op daai oomblik gedink, "Jesus, jy gaan jouself dooddrink." En ek op daai oomblik verloor jy ook die simpatie wat saam met dit gaan. Ek het naderhand gevoel, weet jy, as jy nou jouself wil dooddrink, dan drink jy jouself dood. My kinders was verskriklik getraumatiseer deur die hele storie. Ons was bang vir hom. Wanneer daar was nie meer oomblikke regtig wat hy nigter was nie. Hy het letterlik gedrink van die oggend tot die aand. Hy het gedrink om te gaan slaap en hy het wakker geword om te gaan drink. En dit is verskriklik om dit te beleef. Dit is aaklag as jy my man geken het voor die tyd. Hy is verskriklik lief om met sy hande te gewerk het, besig te wees. Hy was altyd besig in die tuin, altyd besig met ietsie. En hy ewe skielik so verskriklik swak geword. Hy het 20-30 kilogram verloor en hy het letterlik net geleef op drank. En dan is daar ook die druk van familielede wat dit nie noodwendig verstaan nie. Jy weet, daai druk van jy moet daar wees vir hom. Jy moet hom help, jy moet hom heeltyd, jy weet, daai druk van ek moet hierdie ou help, ek moet my man help, ek het 'n verpligting teenoor hom, ek het 'n verpligting in terme van my huwelik, ek het belofte voor God afgelê, ek kan nie hierdie man net los nie. En so die mishandeling aangehou. En op 'n dag, daar was 'n insident wat ons al by die polisiestasie 'n draai gemaak het, wat my man fisies, hoe sal ek sê, fisies gewelddadig geraak het teenoor my seun. En ons was toe na 'n polisiestasie toe om 'n klag te gaan maak, maar ek het so skuldig gevoel, so verskriklik skuldig dat ek hierdie ding doen teenoor iemand wat siek is. Jy weet, hulle sê alkoholisme is 'n siekte, en my man het dit self, die feit dat dit 'n siekte is, as 'n verskoning gebruik, dat sien ek is siek, ek kan dit nie help nie. Hierdie is 'n siekte, julle moet daar wees vir my, ek probeer my bes, maar het jy geweet, dis 'n siekte. En dit het 'n soort van 'n verskoning geword, dat hy eerder vasgehou het aan jy weet, dit is moeilik, maar nie vasgehou het aan die feit dat dit moontlik is om wel te kan genees nie. En dit was gewees, ek dink Junie van 2015, wanneer hy toe nou weer ontslaan is uit die tweede rehab, het hy weer, ek dink 'n week nadat hy by die huis was, het hy weer begin drink. Eers stelselmatig, eers net so 'n bietjie wat jy naderhand begin in jouself twyfel, want elke keer is dit 'n belofte, ek beloof, ek sweer, ek het nie gedrink nie, en naderhand begin jy jouself twyfel, jy begin glo, maar is ek die probleem, is ek die persoon wat vashou aan hierdie monster en nie wil glo dat my man eintlik beter is nie. En daardie dag, toe het my man se weer op ons gegil en geskree, en ek het net gevoel, hierdie is die einde. As ek nie hier uitkom nie, gaan ek ten gronde gaan. Ek sal my kinders, ek het 'n verpligting teenoor my kinders, ek kan nie hulle blootstel meer aan hierdie storie nie. Op daardie stadium het ek al reeds 'n maatskaplike werker gesien. Ek het reeds 'n prokureur gaan sien om ons huwelik te beëindig, om die gesprekke te begin aan die gang kry van, jy weet, hoe gaan ek maak as ek my man 'n egskeiding, hoe moet ek maak? En daardie dag toe hy op ons skree, het ek 'n stemnota opgeneem, en ek was doodkalm. Jy weet, in die ou tyd sou ek teruggeskree het, terugbeklei het, alles, maar daardie dag was dit soos asof 'n groot kalmte oor my gekom het, en ek was deur en deur bewus dat dit die einde is. Hierdie is nou die einde. So gaan skree op my, maar ek neem vir jou op. En hierdie stemnota word my bewys dat ek nie stupid en mal is nie, dat ek nie oordryf oor hoe erg hierdie situasie vir ons gesin is nie, dat dit nou die einde is. En ek het hom gesmeek, natuurlik, uit my seun gedreig, en ek het soos in die middel van my en my seun gaan staan, ek wou nie gehad het, dan mis my seun seermaak nie, en ek het hom gesmeek, asseblief, los ons net, klim in jou kar, doen wat jy moet, ry net weg, maar
ja, almal sê vir jou, jy weet jy moet daai boundaries insit, jy moet daai boundaries met 'n alkoholis ding, maar hoe ek dink die mense wat daai boek geskryf het is eintlik maar bietjie simpel, want hulle het nog nooit met 'n alkoholis beklei nie. Daar is geen redenasie op daai oomblik nie. Ek meen, hoe beklei jy met 'n man wat op daai oomblik so gewelddadig is en jy sê vir hom ek sit my boundary, jy moet nou uit die huis uit verdwyn. Dis nie so maklik nie, want hy kom oor en oor terug en dit raak al hoe meer dreigend en dreigend en ja, toe het ek 'n vriendin gebel, ek het die stemnota vir 'n vriendin gestuur, ek het dit vir die maatskaplike werker gestuur, ek het vir die prokureur gestuur vir hulle almal en ek het gesê ek het nou hulp nodig. My vriendin se man Henny was letterlik, hulle bly nie so vreeslik ver van ons af nie, so dit was 5 minute. Toe is Henny by ons huis en my man wat so bitterlik dreigend was, het binne sekondes in 'n nog 'n gebreekte persoon verander. Ek kan onthou hy so op die sypaadjie gesit en hy het gesnik. Maar op daai oomblik het ek geen gevoel gehad nie. Ek wou net hê hierdie sirkeltjie moet stop. Ek wou hom nie meer ek wou nie meer daai monster sien nie, want dit was nie het nie meer gegaan oor my man nie. Dit gaan oor daai ding in sy oë en ek het geweet ek kan nie meer saam met daai ding in sy oë leef nie en ek kan nie gesond word as daai ding in sy oë deel van ons is nie. En ek het vasgehou, ek het geglo en die Here het vir my hierdie belofte gegee van herstel. Dit was in begin van 2024 Jesaja wat die Here vir my gesê het hierdie huis sal herstel word. Maar op daai oomblik het my man aanhou kies dat daai ding deel van ons lewe is en ek het dit nie meer gekies nie. So op daai oomblik het ek besluit dis nou klaar. Dis klaar. Ek sal jou as jy daar eendag daai besluit neem van ek kies nie meer hierdie monster nie en ek het geglo in my hart het ek geglo dat my man daai keuse gaan maak. Maar ek kon nie meer deel wees van hierdie sirkel en hierdie wielietjie tot hy daai oomblik bereik het wat hy dit ook gekies het nie. En ja, ons het die volgende dag het ons maatskaplike werker my gehelp en my prokureur en ons het 'n beskermingsaansoek gedoen vir 'n beskermingsbevel en my man het op daai oomblik op straat gesit. Hy het geen een oom mee gehad nie en ek was oortuig dat ek weet nie, mens bereik daai oomblik in jou lewe wat jy net besef, Here, ek kan nie meer my man red nie. Ek kan nie my man verander nie, ek kan nie vir hom kies nie. My hart breek letterlik in stukke, maar ek kan nie meer hierdie pad saam met hom stap nie. En dis ook soort van 'n oomblik wat ek moes laat gaan. Laat toegelaat het dat die Here met my man werk, ongeag die uitkoms. Dis 'n oomblik wat jy letterlik weerloos voel. Seer gemaak, seer kwaad, al daai goeters, jy voel weerloos, maar dis 'n oomblik wat jy sê, die Here, hy is joune, maar hy is nou nie meer myne nie. En is 'n oomblik wat ek laat gaan het en ja, dis verskriklik moeilik die druk wat jy kry van mense af van wees sterk, moenie ingee nie. En dan kry jy weer oor en oor daai boodskappe van hom af, asseblief. Hy maak weer al hierdie beloftes van ek gaan rehab toe en ek gaan my lewe verander. En dan letterlik 'n halfuur later dan kry jy weer selfde boodskappe. Jy weet, en dan sit in 'n verskillende stemtoon van is die slegste ma, jou kinders gaan jou eendag haat, jy hou die kinders van my af weg. Mag die Here jou doodmaak, mag die Here jou straf. So ja, dit was op en af en as 'n mens nie die Here in jou hart het op daai oomblik nie, gaan jy letterlik ten gronde. So, Rosie, voor jy verder daaroor praat, wil ek jou nou vra, eers toe het hierdie ongelooflike genesingsreis vir jou begin. En ek weet dit is nie so eenvoudig en so maklik nie, maar dalk wil jy nou iets sê voor dit, maar hoe het hierdie genesingsreis toe gelyk na hierdie jare se mishandeling binne in jou huis en hierdie onsekerheid en hierdie monster, jy weet, hierdie alkoholmonster in jou huis. Hoe het dit gevoel om toe sonder dit te wees en hoe het jou genesingsproses gelyk?
As 'n mens sal sê, ek dink nie dit is die oomblik wat my genesingsproses noodwendig begin het nie. Dit is net die oomblik wat ek besluit het, jy weet, my genesingsproses gaan nou in 'n ander rigting in. En ek dink ek sou nooit daai punt bereik het van, nou kies ek iets anders as ek nie al begin genees het nie. Want ek dink daai oomblik wanneer jy besluit jy is nie meer deel van hierdie sirkel en hierdie letterlik hierdie wiel van verslawing nie. Maar om op tot daai punt te bereik vat nogals 'n rukkie. En wanneer my man so vir weke lank verdwyn het, het ek natuurlik Bybelstudie gedoen. Daar was niemand om met my te praat nie. En ek het letterlik, ek weet nie, vreugde gevind in die Here. Ek het met hom beklei, ek het met hom my geloof het next level, sal ek amper sê, bereik. Dit is, ek kan nie beskryf nie, maar die Here het letterlik met my gepraat. Hy het my ontmoet in daardie oomblikke. Ek het deur 'n Stormy Omartian se boek van Die krag van 'n vrou wat bid gewerk. En dit het regtig my lewe soveel verander ook, maar dit het regtig geword. Jesus was nie meer net 'n prentjie in 'n kinderbybel nie. En ek het besluit daai dag toe my man, ons gaan nou voort met 'n beskermingsbevel, was ek al op daai punt gewees van ek wil nie meer stikkend wees nie. Ek kan onthou toe my man ook eerste keer in rehab was, en ek meen dit is 'n hele jaar vorentoe of terug, het ek en my seentjie besluit ons gaan oefen. So ons was stikkend. Ek meen ons het letterlik uit mekaar uitgeval, maar ons het in die aande het ek en hy Linda Kriel se fitness app het ons afgelaai. En ons het begin oefen. Ek meen dit was ons deel van ons genesingsproses gewees, en dis nie 'n lineêre lyn, reguit lyn van okay, nou is ek stikkend en nou is ek gesond nie. Dit is letterlik 'n proses. En as jy weet by hierdie lyn kom en jy kyk terug, dan besef jy eers hoe ver het jy gevorder. Maar oor 'n maand of 2 maande later, dan kyk jy weer terug en dan dink jy vir jouself, "Jessie, ek het dan maar verskriklik baie in hierdie 2 maande gegroei." En dit het letterlik 'n bousteen op 'n bousteen geword. En die tweede, of toe my man toe ons die beskermingsbevel gehad het, jy weet, ons het voortgegaan met die oefeningssessies. Dit was toe by iemand anders gewees, ons het 'n bietjie meer formeel gedoen, so ons het op 'n rugbyveld gaan hardloop. En ek het 'n punt daarvan gemaak om hulp te kry vir my kinders, so hulle almal van hulle het gaan vir berading. My oudste seun was daai tyd 16 jaar gewees. My dogtertjie was 11 en dan het ons 'n klein babietjie gehad wat 3 jaar oud is. En die trauma waardeur hulle is, het ek aan 'n wonderlike spelterapeut oorhandig. Moira het letterlik in my lewe ingestap en sy het so verskriklike groot verskil gemaak. En nie net in myne nie, ek meen ons is tot vandag toe vriendinne, en ons oefen ook saam, en ons gaan vir koffie en ons gaan saam op kerkkampe en vrouekampe, en selfs ons maatskaplike werker, Karin, sy het regtig 'n groot rol in my lewe gespeel. Op 'n vriendskaplike vorm ook. Verstaan, hulle het regtig meer as net as professionele mense gewees. Hulle het 'n rol gespeel diep in my hart. En ja, ek het 'n keuse gemaak dat my kinders gaan herstel. Ek gaan elke moontlike ding doen sodat my kinders nie eendag daai trauma beleef nie. Of verstaan, hulle het klaar daai trauma beleef, maar om die skade daarvan in 'n mate te beperk of te help om dit te kan dra. So hulle het elkeen individueel van Moira gesien. My dogtertjie en Moira het cupcakes gebak, en ek kan onthou my seun is verskriklik lief vir musiek, en Moira het daai manier gevind om aanklank te vind by hom. En ja, en ek het hulle gaan vir weeklikse sessies, en ek het 'n punt gemaak. Ek self het op daai oomblik nie gegaan noodwendig vir berading nie, alhoewel al hierdie beraders my vriendinne geword het. So ek het baie raad van hulle afgekry, maar ek het regtig my hulp by die Here gevind. Ek het Bybelstudie gedoen, ek het Bybel gelees, ek het musiek geluister, worship musiek. Wanneer ek verskriklik sleg gevoel het, het ek besluit, 'n keuse gemaak om die Here te worship. En wanneer jy die Here se lof verkondig, dan verander soveel ander dinge, en dan sien 'n mens selfs in jou donker oomblikke, dan sien 'n mens die
die persblomme langs die pad, en jy sien die wolke, en jy sien die mooi maan, en jy besef dat die Here wat daai dinge gemaak het, is steeds in beheer. En ek het geweet my man gaan eendag gesond word. Ek was oortuig daarvan, maar ek kon nie daai besluit vir hom neem nie, en ek dink dit was die Definitief, ja. moeilikste deel van genesing vir my, om te besef dat ek is nie verantwoordelik, of ek het geen mag of krag om iemand anders te red nie. Rosie, ek wil jou nou vra oor die rol wat dagboekinskrywings en skryf gespeel het in jou genesingsproses, en dan gaan dit ons later bring by jou boek. Dis so reg. Ek het terwyl ek hierdie Bybel studie, ek was nog van 'n klein dogtertjie af verskriklik lief vir skryf, vir lees. Ek was 'n pure boekwurm toe ek groot geword het. En ek het selfs as 'n jong dogtertjie het ek dagboekinskrywings gemaak, liewe dagboek, dan jy van jou dag vertel. So ek het vir 'n baie lang tyd het ek hierdie deel van my het ek verloor. Ek het besef dat ek nie meer heel was nie, en ek het 'n dag, soos net 'n boek gevat en ek het begin skryf, maar hierdie skryf oomblikke in my dagboek was regtig nie om noodwendig te vertel van die dag nie. Dit was om met die Here te praat. So dit was regtig amper asof dit 'n conversation met die Here was. Wat ek vir die Here vertel het van my dag was so gewees, en help my, ek sukkel met hierdie, en ek is kwaad vir die, en so het ek het letterlik my dagboek inskrywings was elke aand my gebed gewees, my gesprek met die Here gewees, en ook die manier hoe hy met my gepraat het, want as ek die Bybel oopmaak, is dit asof die Here spesifiek met my gepraat het, dan het ek daai Bybelversie neergeskryf. So dit was 'n twee-rigting gesprek, dialoog, wat ek neergeskryf het, tussen my en die Here, en dit was 100%, ek dink, dit wat my lewe verander het. Wow, Rosie, hoe wonderlik is dit, en daardie ongelooflike gesprek, jy het nou vir ons een gelees van jou seerste gesprekke met die Here, daai brief, of dagboekinskrywing. Jy het toe op die ouend al hierdie gesprekke met die Here wat jy neergepen het jy op die ouend 'n groot besluit mee geneem, en ek is mal daaroor wat jy sê jy wil die stilte breek. En Ja. en jy het jou boek laat publiseer. En ek wil sommer op hierdie punt ook die stilte breek om te sê ek was ook 'n klein dogtertjie met 'n pa se alkoholis, en ek weet ons het almal stil gebly. Ons was skaam. Ons het vir niemand vertel nie. Dit is 'n geheimpie wat bewaar is. Maar daarom het jy, toe jy soek na mense met wie jy kan praat en so, vertel ek ietsie daarvan, toe kon jy niemand vind om jou in hierdie reis by te staan nie, want almal bly stil, want ons kry skaam. So vertel 'n bietjie van hoe dit 'n boek geword het, hierdie ongelooflike boek van jou wat ek gelees het, en wat jou droom met hierdie boek is. Dis reg. So ek kan onthou, op daai oomblik toe, soos ek gesê het, dit was baie dagboekinskrywings gewees, en spesifiek Moira vir my die eendag sê, ek moet begin om dalk hierdie gedagtes en goeders wat ek neergeskryf het, bietjie te georganiseer, en dalk eendag dit in 'n boekvorm uit te bring, sodat ek mense kan help wat stil bly. En ek het daai tyd nou gedink, natuurlik nie, dit gaan nie gebeur nie, hierdie is baie, baie persoonlik, en dis iets wat ons gesin tot op daai oomblik alleen beleef het. Alkoholisme is nie iets waar jy praat nie, dis nie iets wat jy in die straat vir iemand verkondig nie, dis regtig iets wat jy alleen dra. Daar's 'n skaamheid daarin betrokke, want hoe kan jy nou vir iemand vertel dat jou man is alkoholist en ek en my man is uit mekaar uit, en dis as gevolg van drank, en ons huwelik val uit mekaar uit, en ja, daar's 'n stigma wat daarin leef van hierdie is lelik, en so bly ons almal in hierdie web van seer wees, en ons besef dit nie. So ek het deur hierdie reis, toe dit nog verskriklik rou was, het ek probeer, jy weet, is daar iemand in hierdie wye wêreld wat net beleef wat ek beleef? En ek het gegoogel, ek het gesoek, ek soos in op Instagram, Facebook gegaan, ek soos in vrou van 'n alkoholist,
enigiets, sê net vir my, en spesifiek vir Afrikaans, ek dink Afrikaans nie dat dit enige taal 'n gesprek is nie, of 'n taal 'n 'n blok is nie, maar daar was net niks, absoluut niks nie. Ja. Daar 2 profiele, net 2. 2 in hierdie wye groot wêreld het op Instagram opgekom. Die een was Life of an Alcoholic, en deur hierdie hele proses het die Instagram se naam ook verander na Widow of an Alcoholic. So dit was letterlik net daai 2. En ja, dit is die realiteit van al verslawing. As iemand nie daai keuse maak om uit die web daarvan uit te kom nie, is dit die einde. So of jy nou die verslaafde is, en of jy nou die verslaafde se gesin is, of jy die ma of die pa of wie ever wat deel is van verslawing, as jy nie daai keuse neem om nie meer hiervan deel te wees nie, is die dood die gevolgtrekking daarvan, of dit nou fisies is en of dit emosioneel is, want alkoholisme, drank, maak dood. Ek dink in die Bybel is daar 300 en iets, ek dink 365 inskrywings of so ietsie, waarskuwings wat die Here sê, moenie drink nie. Al hierdie goeders van alkohol en wat dit in jou liggaam doen. En mense slaan nie ag daarop nie. Ek meen, is so groot onderwerp, so groot waarskuwing in die Bybel. En ja, dit maak regtig dood. En ja, ek het daai dag, my man was toe nou, ek het nie eers geweet waar hy was, wel daai tyd nie, ons het die beskermingsbevel gehad, en ek het verskriklik alleen gevoel, so die kinders was besig met hulle eie ding, hulle was nou al beter op daai stadium, so Boetie was in die kamer besig, Sissie hy was op die rekenaar saam met sy vriende, Jumerie het in haar kamer gelê, en met maatjies gesels, en Shanikie is orals, verstaan, so ek het in die TV-kamer gelê, die TV was nie eers aan nie, en ek het so alleen gevoel. Ek het gewonder op daai oomblik, verstaan, dit is die einde van 'n huwelik van amper 20 jaar, en ek lê op 'n bank, my kinders is nie huis, maar ek voel so verskriklik alleen. En ek het so opgekyk, ons dak, het daai houtplanke, daai naughty point, ek dink, dan het hulle sulke kwaste, sulke donker merke op die hout, en toe ek so opkyk, toe sien ek 'n flamink. Ja, as iemand anders na dit kyk, dan sal hulle vir my sê, jessie, dis daarom nou nie 'n flamink nie. Maar vir my, op daai oomblik, was dit 'n flamink gewees. En hoe sal ek sê, die simboliek van 'n flamink wat vir my pink is, en ek het so reg opgekom, en ek het so ewe skielik besef, pink. My hele lewe lank is ek as kleindogtertjie versot op pink. As 'n kleindogtertjie was my mure pink, my beddegoed pink. As ek winkel toe gegaan het, moes my ma vir my pink klere koop, en op 'n stadium het ek skaam begin kry oor pink. Dis asof mense vir my gesê het, ag yes, tog nou net nie asseblief weer pink nie, of kies net iets anders, ons is nou al so moeg vir pink. En so het ek my eie menswees gekoppel aan wat ander mense vir my sê en dink, waarvan ek mag en nie mag hou nie. En ek het letterlik hierdie pink uit my lewe uit verwyder, want ek wou mense se guns hê, ek wou mense se opinies hê van myself, en dat hulle van my sal gaan hou. En ek het so regop gesit, en ek het soos rondgekyk, en ons huis het op daai oomblik nie eers 'n spatseltjie pink ingehad nie. En dit was nooit so nie, my kombuis was pink gewees, my vadoetjie, as ek in die winkel inkom, dan as al ietsie pink is, 'n lepeltjie of vir iets, dan koop ek dit. En op daai oomblik was daar net niks gewees nie, en ek sien hierdie flamink op die dak, en ek beleef hierdie oomblik van, ek is nie meer pink nie, en ek voel, letterlik die Here vir my sê, jy moet jou storie vertel. Jy moet jou storie vertel van pink wees, van hoe hierdie genesingsreis begin het, van 'n ou grys, simpel flamink, wat mors dood is, en hoe jy jou pink vere teruggekry het. En ek het geweet op daai oomblik, daai oomblik wat ek beleef het, wat ek na mense toe uitgereik het, en daar was niemand wat my kon help nie. Daar was niemand wat, nie noodwendig help nie, maar daar was niemand wat verstaan het nie. Daar was niemand wat vir my kon sê het, yes, ek het dit ook beleef, en dit is hoe ek voel nie. Want ek dink daai saamwees in mense, is baie keer wanneer jou genesing ook volledig raak. Wanneer jy ook kan uitreik na iemand anders toe, wat in dieselfde bootjie as jy is. En ja, dit is hoe ek my boek begin skryf het. Ek het my boek toe nou begin skryf, en ja, dit was maar 'n proses gewees. Ek het dit gestuur vir 'n paar uitgewers, wat toe nou eers terugkom het en gesê het, nee,
Dis nou nie heeltemal in hulle genre nie. Maar ja, ek het net nie opgegee nie, ek het net nie moed opgegee nie. En ek kan onthou ek was eendag so in die verkeer gewees en dit was amper so stilstaande verkeer. En ek het my Facebook profiel so oopgemaak en daar was 'n advertensie van 'n Let Winkler. En ek op daai oomblik het regtig nie eers haar geken nie. Ek weet van haar. En dit het my net op daai oomblik laat herinner, ek sê maar Let het mos nou al 'n boek geskryf. Ek sê dalk moet ek vir haar vra. En ja, ek het sommer vir haar daar in die verkeer op haar Facebook page gaan. Ek sê hier moet ek 'n e-mailadres kry. En ek het sommer so in die verkeer vir haar 'n e-pos gestuur en ek het my manuskrip aangeheg en ek het gesê nou Let, val sommer met die deur in die huis. Hier is my storie. Daai oomblik was my man nog nie deel van die einde gewees nie. En ek het vir Let gesê, ek sê nou help my asseblief. Waar kan ek hierdie stuur dat iemand my net kan help om dit te publiseer? En ek het ook nou nie regtig verwag het sy gaan antwoord nie, maar 2 dae later, toe is daar 'n antwoord van haar af en sy sê hierdie storie moet ons op die rakke kry en sy het vir my 'n uitgewer se details gestuur of 'n self, ek weet dat jy 'n selfpublikasie doen. En ja, en dit is hoe die proses begin het van en hoe hierdie flamink werklik geword het. En in April, Mei maand, dis nou presies 'n jaar terug, Mei 2025, is die Afrikaanse weergawe, het ek my eerste boekie in my hand vasgehou. En so 3 maande later het ons hom vertaal na Engels toe. So hy is in beide Afrikaans en Engels Sê beskikbaar. gou sy naam. En sy naam is letterlik Pinkste, 'n storie van onbeskryflike genade. Pragtig is dit. Hoe mooi is dit? Rosie, ek wil nou vir jou vra, voordat ons by die verrassing kom, eintlik die wonderwerk gedeelte van julle gesin, kan jy net so kortliks vertel, sedert jy nou hierdie boek in Afrikaans en Engels uitgegee het, en jy die stilte verbreek het jy al met so baie gesinne, vroue te doen gekry, wat hierdie seer deurmaak, en miskien kan jy net so bietjie van hulle storie deel. Ja, dit is net so groot voorreg om hierdie onbeskryflike mense en veral vroue te gaan ontmoet het. En die feit dat ons hierdie gedeelde seer eintlik deel. So ek het my boekie toe nou op die mark gehad en so 'n paar vroue as gevolg ook van die artikel in Ligtydskrif, het so 'n paar vroue toe met my in kontak gekom en hulle die boekie bestel en hulle het uitgereik 'n boodskap gestuur, WhatsApp gestuur en begin vra van hoe het jy dit hanteer? My man maak so, hoe hanteer ek die kinders? Hoe kan ek die kinders help? En ja, en so het ons begin, het ek besluit, weet jy, al die mense vra dieselfde vraag. So ek het 'n WhatsApp groepie soort van gestig en ons is nou so 5 vroue op hierdie spesifieke groepie. En ons almal deel 'n storie van 'n man wat vasgevang is in verslawing. Elkeen se storie is ook verskillend. Ons is van verskillende ouderdomme. Ons is van verskillende dele van Suid-Afrika en so, ek het nou van hulle ontmoet in persoon. En dit was net soos 'n ongelooflike voorreg om hierdie mense te gaan ontmoet het en om te kan deel en deel te wees ook van hulle genesingsstorie, maar so het hulle ook deel geword van my genesingsstorie. Wanneer dinge met hulle gebeur het, dan het ons 'n bietjie met humor dit ingevul. So baie keer een spesifieke vrou op die groepie het 'n verskriklike goeie sin vir humor en ek dink baie keer daai humor is iets wat haar so mooi maak. En wanneer jy dit met jouself, met ons deel op die groepie, dan onthou mense, jy weet, ons is nie alleen nie in hierdie stryd nie. So een van die dames op die groep, sy en haar man is nou geskei, so sy het oorbegin, sy het nou 2 seentjies. Die ander dame op die groepie, hulle is al 'n bietjie meer ouer as wat ek is. Haar man was vasgevang in verslawing. Ek dink hy was 4 of 5 keer al in die hospitaal. Rehabilitasie, step-down kliniek, al daai goeders. En hy is nou, ek dink van November laas jaar, is hy skoon. So ja, en selfs in daai proses probeer ons mekaar help en dan die ander dame, haar man is nog nie daar nie. So hulle is nog vasgevang in hierdie, jy weet, ons is nog in beloftes en jy weet dan glo mense en
en mense hoop vir verandering, en die verandering het nog nie gekom nie, so ons bid saam met mekaar. En ja, ek dink nie net dit was dit nie, ek het die groot voorreg gehad, om by ons kerk met 'n vrouekonferensie, my storie te deel met dames. Ek dink dit was amper soos 250 vrouens, Sjoe. en die die mense wat na die tyd met my kom praat het, dit was rarig, en dit is rarig dit, mense is so skaam oor wat met hulle gebeur het, en daar was so baie mense wat beïnvloed is deur alkoholisme, of mamma en pappa was 'n alkoholist gewees, of jy weet, getroud met 'n alkoholist, of hulle kinders is alkoholist, so dis al hierdie stories, so ja, ek is net in absolute verwondering dat die Here my storie gebruik om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe, en as my storie een persoon se lewe kan verander, dan sal dit 'n goeie dag wees. Ja, dis mooi. En dis hoekom ons nou by die wonderwerk wil uitkom. Rosie, jy is gelukkig, julle is geseënd, dat jou man daardie besluit geneem het. Soos jy sê, jy kan, ons kan nie vir daai persoon die besluit neem nie. So ek wil asseblief vra dat jy vertel van die wonderwerk wat in julle gesin se lewe gebeur het. Sjoe, ek bewe amper as ek nou hierdie deel van ons storie vertel, want dit bly absoluut genade, onbeskryflike genade. Onbeskryflike genade is letterlik daai plek wat heilig is, wanneer jy dink jy kan alles bereik, en jy besef op daai oomblik dat ek niks sonder die Here kan doen nie. Daardie oomblik wat hy jou ontmoet, en jou seerste seer, en dis ook my boekie se naam ook, 'n storie van onbeskryflike genade, en ek is so dankbaar dat my man hierdie oomblik ook beleef het, van daardie oomblik wat hy gedink het dat sy lewe uitmekaar uitval, maar dat hy gedraai het na sy Skepper toe. So ja, dit was Oktober 2025, het my man, verstaan, hy was nou nie meer by die huis gewees nie, en daar was nou niemand meer wat vir hom sê, hou op drink nie, so vrou lief het nou nie meer ge-worry daaroor nie. So hy het groot gegaan, hy het amper letterlik homself dood gedrink, en daai spesifieke dag was dit gewees, wat hy in sy bakkie voor 'n slaghuis gesit het, en hy het 'n bottel brandewyn aan die een kant gehad, en hy het 'n foto van ons gesin op sy foon aan die ander kant gehad, en hy het daai dag besluit om die drank uit te gooi, en hy was dus in Flenters gewees, die vorige aand was hy in 'n geveg betrokke in een of ander bar, en hy sal vandag vir jou vertel, dat hy gevoel het, dat die Here daai dag met hom gepraat en het gesê het, Boetie, gaan vanaand gaan groot, want vanaand is jou laaste aand. En hy sê dis asof hy besluit het, vanaand gaan ek groot gaan, ek gaan moeilikheid maak, ek gaan regtig gaan om dood te gaan, want hy het geweet, vandag is die laaste keer wat hy dit gaan doen. En uit daai oomblik het hy toe nou die alkohol weggegooi, en hy het my vriendin se man weer gekontak, Henny, dat Henny hom asseblief moet kom haal en kom help, want hy kan nie funksioneer op hierdie oomblik nie. Henny het hom toe gehelp om weer in Elim Rehabilitasiesentrum in te boek, en Jacques het besluit, ek dink, soos wat hy vertel het, daai oomblik, want hulle gee vir jou medikasie wat jou natuurlik help met die ergste onttrekkingssimptome. So hy was eers rarig by sy positiewe, so hy is die Vrydag opgeneem, die Vrydagoggend. So hy was eers rarig by sy positiewe gewees, hier by Sondag gewees, en hy het hierdie gesprek met die Here gehad van asseblief, alles het met mekaar uitgeval, ek het my werk verloor, ek was op die punt om my werk te verloor, het ek daai vir hom gesê, dit is nou verby, hy sy gesin reeds verloor, en hy het geweet dat hier is consequences, en hy sal dit pas staan daarvoor, maar die Here moet hom net nie los nie. En hy het op sy knieë voor sy bed neergeval, en hy het gebid, gesmeek dat die Here asseblief saam met hom hierdie pad sal stap, en die Here het hom op daai oomblik ontmoet, en hy het alles gegee om te verander. Hy het vir die eerste keer in sy lewe het hy gepraat oor die dinge van sy verlede en wat seer gemaak het, en met sy beraders saam gewerk. Ek dink tot op daai oomblik was dit maar nog eens groot leuen gewees, maar hy het op daai oomblik besef, dit is tot hier toe, en hy wil leef.
En ja, hy was vir 21 dae toe in rehabilitasie en hy het daar uitgestap. Vrou lief het nou nie weer vir hom kom berse aandra en biltong vat en hy was alleen. En hy het 'n oud program begin volg saam met ons maatskaplike werker, want dit was een van die voorwaardes wat hy die kinders kon sien. En dit was vir my verskriklik geweest. Jy weet, hy het toe nou begin om die kinders weer te bel, op te daag vir afsprake saam met hulle, maar ja, Karin was heeltyd by. So dit was supervised visits. En dit was vir my so erg geweest om my kinders te gaan aflaai, by 'n parkie of by Spur of wat ook al. Ek weet Karin was daar, maar om dan nie daar in te stap nie. Ek het dan so om die blok gery vir 'n amper 'n uur, wel vir 'n uur wat hulle afsprake was en so het dinge verander. En ek dink dit was 'n maand en 'n half nadat hy ontslaan is. Ja, so 'n maand daarna, toe het hy vir Karin gevra om 'n afspraak met my en hom te reël. En ek het altyd vir die Here gevra, 'n lekker windgat, sal ek maar sê. Ek het vir die Here presies gevra, wanneer is dit regtig? Want ek het al so baie leuns gehoor. En ek het vir hom gevra as hy vir my asseblief my man moet getuig van daardie oomblik wat hy die Here ontmoet het. En ons het hierdie afspraak met Karin gemaak en dis die eerste keer wat my man regtig openlik was, maar ek meen ek het al trane voorheen gesien en ek het al gedink dit is ernstig en ek het al geglo. En daardie oomblik wat hy vertel het wat hy so stikkend was op daai vloer en wat hy gesmeek het dat die Here hom moet help, het ek geweet, hier's my teken. God sê vir my hierdie oomblik, dis hierso, dis waarvoor jy gevra het. So baie mense vra vir my hoekom het jy 'n man teruggevat? Want God het beloof, hy gaan my man vir my teruggee. So hoekom sal ek dit nie glo nie? En ja, ek het sommer net daar so almal sê, stop. My man trek terug, asseblief trek terug huis toe. Ons was die volgende week toe in die hof om die beskermingsbevel ter syde te stel, en dit was selfs nie 'n baie maklike proses nie, want dit het my beskerming geword, maar ek moes ook laat gaan van daardie beskerming en regtig glo en vertrou dat die Here my nie gaan los op hierdie pad wat ons nou al reeds afgestap het nie. Want ja, ek meen, mense dink altyd, wat as my man weer drink, wat as hierdie monster weer deel word van ons lewe. En dan besef ek is nie meer dieselfde persoon nie. Ek is nie meer 'n grys voël nie. Ja, ek kry minder maklike dae, maar ek is nie meer grys nie. Ek is 'n pink flamink en God leef in my en sy gees is in my en daarom sal hy my nie verlaat nie. So dit was oomblikke gewees spesifiek wat ek kan onthou wat moeilik was, en dan lees ek weer dat ek kan onthou Psalm 139, maar dit was spesifiek die Passion Translation, waar die Here sê, hy ken my verlede, elke detail van my verlede, maar hy stap saam met my om my te beskerm van die pyn van my verlede. En dit was my so mooi, want dit is die waarheid, dit is daai pyn, wat, verstaan, dit is nie net van ek stap saam met jou nie, maar ek verstaan ook die pyn, en ek gaan jou beskerm teen daai pyn. So dit is 'n belofte waarna ek vashou, en elke dag moet vashou. En nou as ek na my gesin kyk, dis nou al 'n jaar en 'n half later, my man is nog steeds skoon. Ons het nou al uitgereik na ander mense was al, ons het 'n dame, haar man het al geslaan en sy het ons gekontak om haar te kom help. So my man, die persoon was saam met Jock in rehabilitasie deur die program gewees, so hy het met die persoon gepraat. So ja, en ons het mamma en baba in ons huis ingeneem. Ons het hulle natuurlik nou weer, hulle is weer bymekaar en dit gaan goed met hulle. So ja, en so wil ons maar net 'n verskil maak. Ek weet een van my man se vriende wat, ek sal nie sê vriende nie, maar een van die kennisse wat hy opgedoen het, die eerste keer wat hy in rehabilitasie was, daardie persoon is nog steeds vasgevang. En dis nou al 3 jaar later, hy was nou al 9 keer in rehabilitasie, en nog steeds geen verandering nie. So ja, ek dink, soos mense moet maar steeds weer besef, dat wanneer mense nie 'n keuse maak nie, jy kan niks doen om iemand anders te red nie, maar jy kan daar wees, net vir iemand deur hierdie proses, net vir ondersteuning, net vir raad, vir hulp, wat het ek in 'n situasie gedoen, en ek dink partykeer, net daai idee, daar was niemand vir my nie, en dis iets wat ek wil verander, deur te praat, wat alkoholisme is, en daar's so min hulp,
ek dink daar's so baie simpatie vir 'n verslaafde persoon. Daar's so min hulp en simpatie met die gesin en regtig ek verstaan waardeur jy gaan. En ja, dis iets wat ek wil verander. Sjoe, dit is amazing, Rosie. Die mooiste wonderwerk. En 'n mooi pink storie. Ek wil nou vra Ja. hoe gaan dit deesdae by met julle gesin, jy weet die dinamika nou tuis met pappa's nou ek kan dink dit was in die begin vir almal het gesukkel om weer te vertrou. Ja. Maar ja, die kinders, hoe gaan dit ook met hulle? Ag, dit gaan so goed. Ek dink dit was laasweek het ons as gesin Vrydag aand het ons almal saam kos gemaak en die interaksie en die lag en die gesels was net vir my so 'n mooi oomblik wat ek op daai oomblik net stil geword het en gesê dankie Jesus. Dankie dat my gesin hierdie geleentheid het om al daai seer, jy weet wat in my kinders se harte was want jy weet van hierdie vrouens wat met jou praat is mense wat soos wat jy weet jou ouers of jou pa of ma was 'n verslaafde en daai eienaars het gebly in jou groot mens lewe. En ek is so dankbaar dat die Here vir my kinders ook daai geleentheid gegee het om daai eienaars te kan vervang met 'n pappa se liefde wat daar is en 'n mamma se liefde. En ja, dit was nie in die begin maklik geweest nie. Ons het hierdie hele reis, die eerste jaar het ons gegaan elke week vir berading, om ons kinders deel te maak van hierdie genesingsproses. Ek meen elkeen moes weer sy plekkie vind. My seun het hier, jy weet alles wat gebeur het hy die vaderfiguur in ons huis geword. So hy moes ook weer leer om van pappa wees net af te skuif na net boetie wees. So dit was vir almal moeilik geweest, maar ek dink ons stap hom nog steeds, ons stap hom nog elke liewe dag in vertroue en dit is net onbeskryflike genade. Ek wil vir jou 'n vraag vra wat ek vir almal vra. Hoe dink jy het hierdie afgelope 3 jaar, ek dink jy het nou baie daarvan gesê, maar as jy dit nou kan opsom, hoe het hierdie afgelope 3 jaar jou verander? Ek dink die afgelope 3 jaar, die ding wat die meeste verander het, is definitief my geloof. My geloof het my hierdeur gedra en my geloof is nie net meer, soos ek nou gesê het, Jesus in 'n kinderbybel nie. Ja, dit is regtig werklik. Dit het my hele bestaan geword. Dit is wie ek is. Dit was nog altyd so, maar dit is nou heeltemal anders. Dit is nou ek weet nie, dis asof dit nou 'n krag dra en ek kan voel dat die Here se guns oor my lewe is. En dan ook ietsie spesifiek wat ek dink verander het. Voor hierdie was ek nooit belangrik nie. Mense raak so vasgevang in ander mense se probleem en se verslawing en se dinge dat ek nie meer saak gemaak het nie. En wanneer Jesus die grootste gebod vir die mens, vir die disippels sê en hy sê ek is jou God en wees lief vir my en wees lief vir jou naaste, maar wees ook lief vir jouself. Want as jy jouself nie lief het nie, kan jy die Here nie lief het nie. As jy jouself nie genees nie, as jy nie daai keuse maak om die eienaars in jou eie hart aan te spreek en God se genesing daar toe te laat nie, dan het jy nie die Here, dan is dit asof jy, want ek meen ons is geskape na sy beeld en ons moet onsself lief hê en ons is belangrik. En ja, ek het myself belangrik gemaak in die feit dat ek na myself, na my liggaam omsien, dat ek voortgegaan het met die oefen. Ek dink, ja, ek het nou amper, jy weet, soort van die oefening en gesond eet en ons nou amper 20 kilos verloor en ek is nie meer daai stukkende persoon nie. Ek is nie meer daar nie, ek wil nooit weer daar wees nie. En ja, ek sê nie dat ek nou nie meer sweetie eet of ek sê nie dit nie, glad nie, hoegenaamd nie, en ek sê nie dat ek nie kwaad word oomblikke beleef nie en ek sê nie dat dit elke dag maanskyn en rose is nie, maar ek het 'n keuse gemaak om selfs in wanneer ons met mekaar vassit, dat dit nie meer sal gaan om mekaar te vernietig nie, want dit is die groot verskil wat in ons lewe gebeur het. Wanneer ons konflik het of wanneer ons verskil van mekaar, is dit nie meer ons doel om mekaar te vernietig nie. Dis rarig om begrip te hê vir mekaar en ek leef dit nou. Ek leef pink wees. Ek leef dit in elke aspek van mamma wees, vrou wees, werk wees, leef wees, oefen, alles. Ek leef Jesus. Prys die Here. Prys Jesus, ja.
Dit was die ongelooflikste voorreg. Maar julle lyf is vol hoendervleis, dat ek met jou kon praat en ek dink jy's ongelooflik braaf en ek wens jou gesin net regtig 'n pinkste toekoms toe. Baie dankie. Baie dankie Roos.